Stel jy belang om pekanette vinniger uit die bome uit te kry. Sommige ek praat van baie vinniger. Dan moet jy so skitter kry. Ek praat hier met Werner by SA Pickens se boeredag. Hy's van Savage en hy gaan ons bietjie meer vertel oor presies hoe werk daai besigheid en hoekom is dit beter om kant toe te kyk as om te reverse, jy weet, te sukkel. Ons luister. Werner, like dit? Baie goed jou kant toe. Nee, doodstil, rustig. Okay, so, ek wil mekaniseer op pekanette, né? Oesproses. Wat is die eerste belangrikste ding waarna ek moet kyk? Hoe begin ons met hierdie besigheid? Tjopie, om al begin klein met 'n PTO skutter en 'n blouer en nette en dan op 'n stadium, soos hulle sê die Jack Russell het die bus gevang. Ja. Dan kom jy op 'n stadium wat jou hektare net te veel raak en dan moet 'n mens net die beginsel kyk, wat is jou arbeidskostes per jaar? Yes. En die som gaan maak van 300.000-400.000 rand se arbeid in 'n jaar se tyd. Neute wat gesteel word. Want daai is amper die groter probleem, né? Dis die arbeidskostes is een ding, Ja. maar die 10 kg hier in 'n boom wegsteek, 10 kg daar onder 'n bos, daai tipe van goed en dan kom hulle vanaand toe kom haal die goed. Daai is amper die groter probleem. Ja, hoe minder hande wat jy gebruik in 'n boer, hoe beter. Want as jy 'n oesproses het jy nie arbeid nodig nie, want jy het jou 5 of 6 mense wat standaard by jou werk, wat jou oesproses het, wat permanent in die boord het, jy het nie vreemdelinge op jou werf nie, en dan het jy miskien 1 of 2 hande arbeid nodig agter jou harvester as jy klaar geoes het, wat 'n paar neute optel wat gemis is deur die sweeper of wat rondlê wat opgetel word. Dis maar die bottom line. Ek hoor jy, so op die einde van die dag dierproduk waarmee jy werk en dit maak net dat hierdie tipe van toerusting actually 100% tot hulle reg kom. Dit is die waarheid. Okay, so verduidelik my, waar begin ons? So ek het nou Jy het jou bome geplant en nou op die Yes. stadium het jy met jou skutters aangegaan en jou hektare raak te veel, want jou of die neute raak te baie. neute raak te baie. En dan op 'n stadium kom jy net dat jou oesproses kom nie aan die gang nie, want jou trekkers vat te lank om te skit. Jou neute word getrap in die grond in of gebreek en dan moet jy maar gaan kyk na selfaangedrewe masjiene. Okay, Ons kyk vandag, die is die VR700. Die VR700, die is nou 'n side shaker. 'n Side shaker, hy het 'n 24 duim kop. Die skutter sit aan die regterkant van by jou stuurwiel. Evander sal nou net vir jou die spesifikasies gee van presies hoe die shaker se boom werk en die elektronika daar rondom. jy sien ek hou baie meer van so, dit beteken maar net, hy kom tot langs die boom, hy skuif uit, hy skit die boom en hy ry na die volgende ding Ja, toe. dis die In beginsel. plaas van in reverse met 'n trekker, of as jy hom aan die voorkant al gemonteer het, die skutter nou aan die voorkant inry onder die boom, Ja. dis net baie vinniger. Ja. Onthou dis 'n 24 duim kop, hy kom op die kant. Dis nie die 30 duim kop nie, die 30 duim kop kom net op jou monoboom. Dis 'n Ja. tradisionele reguit boom wat vorentoe wys met sy klampaksie, omdat jy baie sterker is aan die voorkant. Vir 'n 30 duim is baie swaarder op jou gewigte. Jou download pads is 30 duim, dis 'n 24 duim download pads. En dan wat lekker is, dis die eerste en die enigste masjien in die wêreld wat letterlik 14 duim oplig. As jy gaan kyk na daai masjien is standaard hoogte Ja, en dan gaan kyk jy na die masjien staan baie hoër op sy agterwiele. Dit wil sê as jy na 'n boer toe gaan wat se bome reg gesnoei is, jy druk 'n knoppie, die hele masjien tel 14 duim op van die grond af en wat is die belangrikheid van 'n boomskit? So hoog as moontlik skit. Ja. Dan skit hy beter. As jy onderskit, dan skit jy nie in die boom nie. ja, want dan jy nou besig om met die wortels te kompeteer Ja. daar aan die onderkant. Dit is dit. En dan Nou, hoekom- hier is een beweging. Druk 'n knoppie. Hy skuif uit tot daarso. Klamp die boom. Hy het 9 sequence wat jy in die komputer kan stel. Vir klein boontjies het hy 'n skit van 2 of 3 sekondes. Dan is hy klaar geskit. Maak oop, trek terug, gaan na die volgende boom toe. Nou het jy sequence 2 vir bome van sê maar 15 tot 20 jaar, dan stel jy sequence op tot en met soveel RPM's, jy skit hom vir 6 of 7 sekondes, hy plat af, maak oop, ry na die volgende boom toe. Dit wil sê jy kan voor die tyd al jou bome
se programmering instel om bome reg te skud en effektief te skud. So jy kan hom volgens 'n boordplan deurwerk of is dit jy skat hom as jy daar op is sê net okay right, ek het nou 'n groot boom, medium boom, klein boom, wat ook al. Jy kies wat 'n opsie wil jy hê en dan skud hy al die bome volgens daai opsie wat jy het. Nou hierdie is op 24 duim, né? Ja. Ons is nou al 'n paar jaar in die pekernet bedryf, maar ek kan nou nie sien dat wanneer gaan ek nou oor na 30 duim toe, want hierdie een lyk of hy die job gaan doen. Choppy, 'n 30 duim is 'n monoboom. Monoboom, nou as jou bome begin baie groot word, dan gaan jy nie 'n boom van 15 meter, 16-20 meter kan skud met 'n 24 duim kop nie. Ja, Maar ons liginlaat, ons hedging ons dwing ons bome na 10 meter toe, wat weet tot 12 meter toe groei wat elke jaar gehedge word en ons moet liginlaat kry. Dit wil sê as 'n boom te groot word, dan gaan jy in elk geval nie tonnemate of opbrengs hê op jou bome nie. Dit wil sê 24 duim gaan altyd kan werk as jy jou bome terughou en reg hedge, selective pruning doen, allerlei dinge. so hierdie is my waarskynlike masjien. Dis waarskynlik 'n masjien. Basically die een wat gaan werk. Die monoboom is baie effektief in die begin van die seisoen as jy sien dat van jou takke gaan skeer en dan wil jy 'n tak vat en jy wil hom skud en dan om te verhoed dat hy afskeer, dan kan jy as jy hom klaar geskit het, kan jy hom net afsny om 4-5 jaar se groei te verhoed dat hy breek. Ek hoor jou. En dan hierso het hy die sweepers wat voor die wiele is dan. Is nie maar net dat hy die neute uit die pad uitvat Ja, wat op die grond lê, né? Ja, hy het op al 3 wiele het hy sweeperborsels. Hy kom in tracks, Ja. hy kom in wiele en hy is in 4-wheel drive maar 3-wheel drive. Dit wil sê hy's outomaties in 4-wheel drive. So al die wiele wat op die grond is, hulle trek. Hulle trek. Okay, engine wat ons het op hom? Die masjiene word ingevoer met 'n John Deere Tier 3 engine, 185 kW horsepower. Dis jou standaard 6082 John Deere engine met sy addisionele hidroliese applikasie wat op hom nodig is. Enige ander snaakse specs wat ek op hom kan kry of hou jy maar by die basics? Ek hou oor die basics. Mens kan ure praat oor die hidrolika en allerlei dinge. Maar ek dink as jy wander bykom en hy doen vir jou die elektronika aan die binnekant, hoe werk die masjien en wat is daaraan verbonde, gaan jy dit eintlik die funksionaliteit van die masjien sien. Laaste ding, warranty, daai tipe van goed. Sy warranty verval as in Suid-Afrika kom. Nee, ek weet nie, hy het 'n 12 maande waarborg. Ja. Eerste diens word op 50 ure gedoen deur John Deere of deur homself. Dis maar die belangrikste. So 'n masjien doen niks meer as 100 ure 'n jaar nie. En hy het 'n jaar waarborg. So wat jy vir my wil sê is ook hierdie is 'n dis 'n one-time purchase for life tipe van houe. Ja. Ek gaan 20 jaar met hierdie masjien werk en ek moet dit sien as 'n kapitale uitleg in terme van 'n langtermyn bate. Ja. Dis nie 'n bakkie wat ek koop. Nee, ja, want jy gaan 100 ure 'n jaar doen, miskien 150 ure. Jy gaan nie meer as dit doen in 'n jaar se tyd nie. Jy dien hom elke jaar, jy dien hom nie op ure nie. Ek hoor wat jy sê. Ja. Right, so kan jy van die goed soek, hoe maak ek? Jy bel my. Ek het vir jou 2 in voorraad, 2 side shakers. Onthou, daar's 3 reekse. Dis jou gewone VR700 soos hier staan, 24 duim kop. Dan kry jy die monoboom. Die monoboom is met die reguit boom vorentoe. Hy het 'n 30 duim kop. En die derde een is 'n monoboom met 'n side boom voorkant. Dit wil sê, soos ek vir jou kan verduidelik, hy's 'n monoboom lyk so met sy kop daar. Nou die side boom sit hierso. Maar ons het die 24 duim kop op hom gesit. Ons het nou 'n paar van hulle verkoop. Dit is min dat 'n mens so 'n masjien verkoop, maar daar's 'n paar ouens wat hou van daai masjien op die stadium, want dit werk vir hulle. Ek dink net my grootste ding wat ek sien hierso is tyd verskit. Gaan jy ongelooflik baie tyd spaar met hierdie masjien. Ja, hy skud baie vinnig en dan sy funksionaliteit van dat hy kan van die grond af oplig. Maak 'n baie groot verskil. Uitstekend. Werner, Baie dankie, baie. Choppy. Right, so, as jy 'n ding wil peken net 'n skit met 'n spoed. Daarso.
kry jy vir jou so enetjie. So, dit is Werner hierso van Savage af. Linkie bo op hier onder. Hierso sy nommer en dan kan jy met hom in kontak kom. Dis die van ons Spice af. Tot volgende keer. Groete.